Hartlik goeiemôre aan julle almal gemeente. Baie welkom. My gebed is dat 2026 vir ons almal 'n mooi jaar sal wees, 'n jaar waarin ons die grootheid en die teenwoordigheid, die vrede en die vreugde van ons Here mag ervaar. En as daar uitdagings kom, dat ons sal onthou, God is groter as die uitdagings. En daar is geen plek waar ons in hierdie jaar sal kom, of die Here is reeds daar nie. Die Here is reeds daar, want hy is ook in die toekoms. Net so 'n paar aankondigings. Ons kerkkantoor begin weer maandagoggend. Dit is mos van 8 tot 1 in die middag. En dan volgende Sondag, soos die Here wil, sal dit Dominee Wilhelm se afskeidspreek wees. Sy kontrak het nou geëindig einde Desember. Ek is gelukkig 9 maande jonger as hy, so myne eindig as die Here wil September hierdie jaar. Dan het ons elkeen 'n 4 jaar kontrak tyd gehad. Maar natuurlik, Willem gaan nie weg nie en hy sal ons nog hier en daar uithelp met dienste of soos die meditatiewe dienste. En as jy hom wil kontak, is jy mos welkom om hom te kontak. Maar ons bid spesiaal ook dan vir volgende Sondag dat dit gaan sy afskeidspreek wees, sy amptelike afskeidspreek, waar ons dan vir hom gaan dankie sê ook vir sy diens in Onderus gemeente. Dan gemeente, ons gaan as die Here wil vanjaar weer tydens die groot lydensweek die Via Dolorosa hê, of die 9 stasies van die kruis in daardie groot lydingsweek. Laas jaar het die Here dit geseën, dit was baie treffend. En die span mense wat dit alles voorberei het hulle uiterste bes gedoen. Ons het nou vanjaar nog 2 stasies waar ons mense soek om vir ons te help om dit voor te stel. Of omgee groep, is beter eintlik as dit 'n groepie is, of persone. U kan vir my persoonlik kontak in daardie verband asseblief. As jy nog besoekers is, mag die Here vir u seën om nog 'n lekkere bietjie te rus en mag u ook 'n mooi jaar hê. Na ek die kers aangesteek het, gaan ek Psalm 63 lees as 'n fotum, en terwyl u so bly sit, gaan ons ook onmiddellik na die Psalm daardie mooi lied sing van ek soek U, o God, my God. Hierdie een, dat is altyd te spaar, hè? Ai toch, daar is sy. Ons steek altyd die kers aan. Dis 'n brose klein liggie, maar tog simbolies dat God se lig, Jesus se lig, ook in hierdie jaar wat kom, alle duisternis laat verdwyn. Dis altyd vir my treffend as hierdie sentrum nou donker was, as dit nou 12 uur in die nag was,
en alles was donker. En ons het net hierdie kers hier voor aangesteek. Waar jy ook al staan, sal jy die kerslig sien. God se lig verdryf alle duisternis. Daarom Psalm 63, ook as ons toewyding aan die Here. Ek bly altyd naby U. 'n Psalm van Dawid, na aanleiding van sy verblyf in die woestyn van Juda. Ek soek U, o God, my God. Ek dors na U. Ek smag na U, soos in 'n dor en 'n droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees, om daar U mag en grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe. U verbondstrou, U troue liefde is selfs meer werd as die lewe. Daarom sal ek U prys. Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U naam te prys. Soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met 'n jubelende mond. As ek aan U dink op my bed oor die pyns in die nag, dan weet ek, U is vir my 'n hulp. Dan juig ek oor die beskerming onder U vleuels. Ek bly altyd naby U. U hand ondersteun my. Here, wat 'n wonderlike woord. En dat ons in hierdie lied as 'n gebed kon sing. Ons wil by U wees. Dankie dat U by ons is. Word verheerlik, Here, ook in hierdie erediens. Amen. Gemeente, kom ons staan nou, dan loof ons die Here met 2 lofliedere. Die een is die ou bekende Psalm 146. Prys die Heer met blye galme. Dat is net 'n slag vir daardie ou lied sing en dan ook die gemeente bring aan U die lof. Kom ons staan. Yes.
baie dankie. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. En ek wil vra dat ook wanneer ons offergawes gee, dat dit simbolies daarvan mag wees, dat ons vir die Here dankie sê. En dat u ook dink nou, waarvoor wil u graag vir die Here vandag, die eerste Sondag van hierdie jaar, dankie sê. En kom ons doen dit so by onsself. As tema vanoggend uit Matteus 6 by vers 31, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Ons tema, plaas God eerste in alles en word verras oor wat die Here doen. Plaas God eerste in alles en word verras oor wat die Here doen. Kom ons sing terwyl ons so sit, aanbiddingslied. Halleluja, U is koning.
Here God, dankie dat ons die wonderlike voorreg het om vanoggend hier saam te wees. Dankie dat ons kan terugkyk oor 'n jaar waarin ons u grootheid kon ervaar. Waarin ons met verskillende ervarings, soos wat ons hier sit en staan, maar dat ons kon sien dat u getrou is, dat u die lewende God is, wat selfs getrou bly, Here, as ons dalk twyfel. Ook dan hou u ons vas. Dankie dat u naam Immanuel is, God met ons. Dankie dat u opgestaan het en lewe, dat u oorwin het. En Here, hoe kan ons dankie sê vir die wonderlike voorreg en genade om in u te mag glo, om u as ons Here en Verlosser te mag ken. Daar is soveel om voor dankie te sê. Here, ons bid vir die hele wêreld, die onstuimigheid oor die hele wêreld, die oorlog in die Oekraïne wat nie wil ophou nie, dit wat in Venezuela gebeur, waar ook al in Afrika, hier in ons eie land. Ons kom buig laag voor u, ons bring ons land voor u, ons bring al die leiers voor u, ons bring onsself voor u. Here, dankie dat u God is. Dankie dat u uit die slegste omstandighede die goeie kan bring. En dankie, Here, dat wanneer ons na u kyk, dat ons u vrede kan sien, u teenwoordigheid kan ervaar, dat ons vreugde kan ervaar wat niks van ons kan steel nie. Wil u dan ook deur u woord vanoggend met ons praat, ook met hulle wat dalk later by die erediens op die televisie of op hulle fone sal inskakel. Dankie, dankie vir u woord wat lewe gee. Amen. Matteus 6 vers 25. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Nou die oggend stap ek daar op die kuspaadjie na Breakfast Bay toe. En hier sit 'n jong seun so in die bossies op sy eie alleen. En ek vra vir hom, luister jy na die voeltjies? Ja, oom, sê hy, dit is so mooi. Hulle Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met 1 enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is, en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie?
klein gelowiges. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet of drink, of wat moet ons aantrek nie. Dis alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. En dan hierdie baie troostvolle woorde. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Is dit nie mooi nie? Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernisse. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Maar die klem val op hierdie woorde, nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle al hierdie dinge gee. Die 2020 vertaling vertaal hierdie teks met soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Sy wil, sy geregtigheid, dit wat vir God reg en regverdig is. En die Nuwe Lewende Vertaling sê, maak die koningsheerskappy van God en dit wat vir God reg is, jou eerste prioriteit. Is dit nie mooi nie? Maak die koningsheerskappy van God en sy geregtigheid, dit wat vir God reg is, jou eerste prioriteit. Plaas God eerste in alles en word verras oor wat die Here doen. Ons gemeente is DV die 14de Oktober 2026, hierdie jaar, 25 jaar oud. En wat 'n wonderlike genade. Wat 'n wonderlike genade van God. En wanneer ons terugkyk op hierdie pad en voor afstigting al, voordat die gemeente gestig is, dan kan ons sien en weet ons dat die Here wat ons geroep het, getrou is. Dat hy sorg, dat hy voorsien, dat hy met ons aan die hand stap en lei om hom groot te maak. Wanneer ons ook daardie boek wat Clifford vir ons saamgestel het, Spore van Seën, wat van die begin tot in 2017 loop, in daardie boek lees, dan sien ons 'n klomp verhale van kinders van God, wat deur hom geroep is en op een of ander manier gedien het, en steeds dien, en getrou is aan God, en hoe die Here sy seën oor ons gemeente uitgestort het, waarvoor ons aan hom alleen al die lof, eer en dank gee. Soli Deo Gloria, aan God alleen al die eer. Gemeente, ons wil vanjaar weer opnuut ons gemeente waardes besoek, ons gemeente visie besoek. En ons vra ook vir vrywilligers wat saam so 'n loodsgroepie wil vorm, om saam te dink en te bid, hoe ons hierdie jaar 'n baie spesiale jaar tot eer van God kan maak. En ons vra u insette, u is welkom en u deelname. 'n Begrip wat voor die gemeente se stigting en daartydens en tot vandag toe baie belangrik is. Ek wil amper sê die belangrikste is dat hierdie gebou opgerig is, dat hierdie gemeente gestig is om eer en lof aan God te bring, dat ons hier is vir die uitbreiding
van die koninkryk van God. En daarom ons gemeentevisie wat jy daar sien, die uitgebreide visie, dit het tot stand gekom deur 'n lang gebedsproses, deur insette en inspraak van die gemeente. En uiteindelik het ons dit alles bymekaar gebring en eensgesind gevoel dat dit is die roeping wat God vir ons gemeente gee. Ons almal saam in diens van Jesus Christus, oral, altyd en in alles. Hoekom? Sodat mense wat God nie ken nie, hom gered kan word. Sodat mense wat gebroken is, heling kan ervaar. En sodat kinders van God gehoorsame disippels van Jesus kan wees. Oral en altyd. En mag die Here vanjaar vir ons hierdie visie nuwe betekenis gee. Soek eers die koninkryk en die wil en die geregtigheid van God. Soek eers. Wanneer 'n gemeente begin word en wanneer ons in ons eie persoonlike lewens beplanning doen, dan is die een van die eerste vrae altyd, waar gaan die finansies vandaan kom? As my kind wil gaan studeer, dan begin ek al lank al dink daaraan, waar gaan die finansies vandaan kom? Want ons sê ons moet realisties wees. En tog gemeente, sê die woord duidelik, soek God eerste in alles. En dit is my gebed vir ons as gemeente, maar vir elkeen van ons, ook van u wat besoekers is, in hierdie jaar, dat ons in alles God eerste sal soek, sy wil sal soek, sal bid en deurbid, totdat hy vrede het. Filippense 4:4-7 sê, maak al jou behoeftes met gebedsmeking en danksegging aan God bekend. En dan sê hy nie, hy gaan alles gee wat jy gevra het nie. Nee, hy sê baie meer. Hy sal vir jou die vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Die vrede dat ek binne God se wil is. Die vrede dat God my aan die hand vat, dat hy my lei met sy raad en sy wysheid. Dat hy my die toekoms invat, dat hy saamstap, voorstap. Soek God eerste. Maak seker dat dit wat jy beplan binne die wil van God is. As jy 'n jong mens is wat gaan studeer, is dit waar God jou geroep het. Of jy in 'n tegniese rigting gaan, of jy aan 'n universiteit gaan studeer, wat ook al die rigting is dit waar God jou geroep het, waar hy vir jou die gawes en die talente gegee het, waar hy jou wil gebruik, waar jy lig moet wees vir hom. En as jy daardie vrede het, dan kan jy hom vertrou om te sorg. En as die studies hard is, dat jy hom kan vertrou, dat hy jou gaan moed gee om te volhard en daardeur te kom, om suksesvol te wees. Wat die gemeente aanbetref, en enige gemeente, is dit waarvoor ons begroot in die gemeente, binne die plan en die wil en die roeping van God, binne ons samevatting van ons visie wat ons hier gehad het, binne ons waardes, gaan dit net oor onsself, ons eie geriewe, of stel ons die wyeer koninkryk van God
eerste, bo alles. Dan kan ons God vertrou. Dan sorg die Here. As 'n gemeente net op hom of haarself ingestel is, dan mis ons die groter doel. Dan kan ons nie verwag die Here moet dit seën nie. Maar as ons weier kyk, binne die weier koninkryk en roeping van God vir 'n gemeente, die uitbreiding daarvan, dat meer mense hom sal ontmoet, dat ons onbegrens waar God roep en behoeftes op ons pad plaas, help soos wat die Here van ons vra om te doen, hom vertrou om ook te voorsien daarvoor. Gemeente en onderwysgemeente op 'n baie, as ek dit kan bring na 'n baie eenvoudige vlak toe. As iemand hier by ons aanklop, dan is ons eerste vraag nie, behoort jy aan die NG Kerk nie. Nee, ons eerste vraag is, wat is jou nood? Kan ons jou help om nader aan God te kom? En as jy fisiese nood het, dan sal ons die eerste onmiddellike nood verlig en dan met daardie mense pad loop en help. En as daardie persoon vir ons sê, maar ek behoort eintlik aan so en so kerk, dan sal ons hom help om by sy gemeente weer betrokke te raak en in te skakel en die mense daar kontak. Soek eers die koninkryk, kan ook vertaal word met beywer jou. Werk daarvoor. Doen moeite. Wees ingestel op die groter en wyeer saak van God. Ook in ons eie persoonlike lewens. Want ons verteenwoordig die Here oral waar ons gaan, of dit op die golfbaan is, of dit agter 'n toonbank is, of dit agter jou rekenaar is, of jy besig is om te werk vir 'n oorseese firma. Jy as Christen, ek verteenwoordig die Here Jesus Christus. Wanneer ons hom eerste plaas en in alles ken en in elke besluit ken en seker maak dit is die pad wat die Here wil hê ons moet loop, dan sal ons verras wees oor wat God doen. Want God spesialiseer in die menslik onmoontlike. God spesialiseer in die menslik onmoontlike, wanneer ons hom ten volle in ons vertroue neem. As 'n student het Edison Quiros, Clifford, jy sal hom onthou, 'n sendingweek gehou op Stellenbosch. En hy kom van Brasilië af. En net so ietsie in die ligterlyn, ons sit daar in die studentekerk, en toe die studente, hulle nog af en toe wel die orgel gespeel in die studentekerk. En hy kyk so op vir die slotlied, en hy sê vir die orgelis, step on it, sister. En sy trek daai orgel oop. Maar wat Edison daai dag ook gedeel het met ons, hulle was besig om 'n kerk te bou daar in 'n gemeente in Brasilië. En daar kom 'n sendeling wat geroepe gevoel het om na 'n onbereikte volk toe te gaan. Nasie wat daar mense wat daar nog baie min Christene is. En hierdie man het fondse nodig en hierdie gemeente gaan bid daaroor. Maar hulle moet nog hulle kerk se dak opsit.
En Edison oortuig die gemeente dat hulle daardie geld eers vat en die sendeling stuur. Soek eers die koninkryk. En gemeente, nie lank daarna nie, was die sendeling gestuur en die Here het vir die dak gesorg. Dis miskien 'n bietjie radikale voorbeeld, maar dis werklikheid, dit het gebeur. Die koninkryk en die wil van God. Die koninkryk van God en die koninkryk van 'n koning is waar hy regeer, waar hy heerskappy voer. En God se koninkryk is op hierdie aarde. Hy regeer. Al skree die bose so hard. Maar die bose is soos 'n hond aan 'n ketting. Hulle kan net so ver gaan as wat die ketting is. Erken ons regtig God as Here en koning van ons ganse lewe, van al ons gedagtes. Kies ons om in alle omstandighede God te gehoorsaam. Ook in ons tyd hier in Suid-Afrika met al die korrupsie, en ons dank die Here dat daar tog al meer ligstrale na vore kom, dat hierdie goed aan die lig kom. En ons staan verstom oor wat ons nog hoor. Maar jy weet, dit is so maklik om in te val by wat ander mense doen. Almal doen dit. So, dan sit mos nou nie so erg nie. Of dalk vat dit 'n bietjie lank dat jy iewers diens kry en jy besluit maar, ag, is dit nou so erg as ek R500 vir hierdie ou gee, om daarom nou vir my voorop die ry te plaas dat ek eerste diens kry. Maar môre kom iemand anders en op die ou end raak ons deel van 'n omkoopstelsel en van 'n korrupsiestelsel. Wat nie tot eer van God is nie. As jy getoets word, sal jy sê nee. Nee, want ek is 'n kind van God en my Here se eer is op die spel. Is ek bereid om op te staan vir waar mense benadeel word? Vir reg en geregtigheid tot die eer van God se naam. Is ek bereid om ongewild te wees? Is ek bereid om vir die Here te sê, Here, laat U lig deur my skyn? Here, Dawid het gesê, saam met my God spring ek oor 'n muur. Saam met God is ek 'n meerderheid, al staan ek as mens fisies alleen. Ek het die voorreg gehad om mense te leer ken, iemand wat as gevolg van sy eerlikheid sy werk verloor het. Wat as gevolg van sy eerlikheid en omdat hy nie geld onder deur die tafel wou stoot om 'n tender te kry nie, sy besigheid onderdeur is. Maar hierdie man en sy vrou het gesê, ons is kinders van God en ons vertrou die Here. Ons weier om deel te raak van hierdie korrupte besigheid. Finansiëel het hulle baie verloor. Alles verloor. Huis verloor. Maar hulle het nie God verloor nie.
Nooit een aand het hulle honger gaan slaap, al het hulle die middag nog nie geweet waar hulle gaan slaap nie. Hulle het geleer wat dit beteken wat in Matteus 5 staan. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En dan hierdie persoon en sy vrou behoort voorwaar die koninkryk van die hemele. Die Here het vir hom weer 'n goeie werk gegee. En ek staan steeds verstom om te sien hoe die Here vir hulle sorg. Gaan ons in hierdie jaar in angs en kommer leef, omdat ons dinge in ons eie hande wil neem? Of gaan ons vir die Here God regtig eerste stel? En hom vertrou. Hoe word ons deel van die koninkryk van God? Johannes 3 vers 3 sê, daarop sê Jesus vir hom, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Markus 10:15, wie die koninkryk nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Matteus 7:21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van God ingaan nie, want selfs die duiwel sidder wanneer hy die naam van Jesus Christus hoor. Dit gaan oor 'n opregte verhouding met die lewende Christus, die gekruisigde en die opgestane Christus. Dit gaan daaroor dat ek bereid is om aan myself te sterwe, om my klein geloof vir God te gee. Want geloof beteken nie dat jy nooit twyfel nie, maar geloof beteken dat jy met jou twyfel na God toe gaan. Dat ek kan sê, Here, hier is ek, met al my foute, Here, vergewe my. Maar Here, ek wil 2026 ingaan in diepe afhanklikheid van U. Ek wil U vertrou. U moet die Here van my ganse lewe wees. Van my beplanning, my gedagtes, my finansies, my kommer, my kinders, my kleinkinders, hulle toekoms. Ek plaas U eerste. Help my om U te vertrou. Here, bo alles, ek aanvaar U opnuut as my Here, my verlosser. In Exodus 20 het die Here God self gesê, die ou vertaling sê, die Here is 'n jaloerse God, ons mag geen ander gode dien nie. Die nuwer vertaling sê, ons moet die Here God met onverdeelde trou lief hê. Beywer jou onder as gemeente vir die wil en die geregtigheid van God en die koninkryk van God. Beywer jou vir alles wat God se naam voorop stel, vir alles wat reg is in die oë van God. Doen moeite om die naam en die eer van God hoog te hou met alles in jou lewe. Ons as gemeente, elke gemeente, maar ook elke gelowige, elke kind van God in ons lewe. Dan sal ons nie kommer hoef te hê nie. Dan sal ons verras wees oor wat
die Here doen. Net 'n laaste kort storieetjie. Die eerste jaar na Ondersgemeente se stigting met ons eerste begroting het ons R130,000 begroot vir evangelisasie en barmhartigheid. Sending, evangelisasie, barmhartigheid. En die finansmense kon nie sien waar ons die geld gaan kry nie. Want dit is wat ons nou ingekry het hierdie eerste jaar. Gaan ons dit weer kry? En die Here lei my om te sê, al wat ons nou weet is dat ons nie weet nie. Ek vra nou vir almal om huis toe te gaan. Donderdag aand kom ons weer by mekaar vir die kerkraad. En dan wil ek by elkeen hoor, wat het jy by God gehoor? Want hierdie sake, die uitbreiding van sy koninkryk, die sorg vir mense is God se hart. Ons mag dit nie afskeep nie. Gaan luister by God. En dan moet u vir ons terugvoer gee donderdag aand, net daaroor. Dit was nou maandag aand. Ek het geweet daar is iemand wat vir my gesê het hy gaan 'n dankoffer gee van geld wat hy belê het, maar ek het regtig geen idee gehad hoeveel dit gaan wees nie. En donderdag aand, eensgesind, besluit die vergadering, dit wat die Here reeds voorsien het, waar hulle nie weet waar dit vandaan gaan kom die volgende jaar nie, gaan ons gebruik vir barmhartigheid en vir die uitbreiding van die Here se saak. 2 weke later bel hierdie persoon vir my en sê, ek wil my dankoffer nou gee en julle kan dit gebruik soos wat julle wil. En hy betaal R140,000 in. Dit is hoe God werk. En dit het vir ons 'n bousteen in hierdie gemeente geword. Die getrouheid van God. Maar dat ons hom in alles eerste moet soek. Daarom gemeente, wanneer ons bid ons nie dalk te veel vir ons kommer nie. Moet ons nie meer bid, Here, help my om binne u wil te leef. Here, maak my gedagtes in lyn met u gedagtes. Help my om te dink soos u dink. Help my om kerk te wees soos wat u wil hê ons moet kerk wees. Binne u wil, binne dit wat reg is en regverdig is in u koninkryk. Here, dat in ons gemeente, in elke gemeente in Suid-Afrika, maar in elke kind van God se lewe, jonk en oud, in elke gesin, dat u koninkryk daar kom, dat ons u regtig eerste stel en u vertrou. Amen. Kom ons bid saam die Onse Vader gebed. Ons sit dit op die skerm en as 'n gebed bid ons dit saam. Kom ons doen dit hardop saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en lei ons nie in en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose.
Want aan U, Here, behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, ons sluit af met die slotlied en dan ook die seënlied daarna. Kom ons let ook op die woorde wat ons nou gaan sing. Kom ons bedoel hierdie woorde. Gemeente, mag die Here God ons die moed gee om hom te vertrou, want dit kan moed vra. En dat ons dan saam met God sy pad vir ons lewe sal stap. Sy pad vir ons huwelike, sy pad vir die beplanning vir ons kinders en kleinkinders, sy pad vir ons aftrede en waar ons betrokke sal wees, sy pad vir elke gedagte, volle oorgawe, en dat ons dan verras sal wees om te sien wat God doen en hoe hy ons deur alles vashou en dra en lei om hom te verheerlik. Mag die Here u seën. En wanneer ons nou 'n hand uitsteek of 'n hand vat, dat ons vir die persoon langs ons sê, jy is kosbaar. God het jou lief. Kom ons stap saam tot eer van die Here. Kom ons seën mekaar.